Dink 'n bietjie hieroor. Getalle is absoluut oral. Die tyd op jou foon, die prys van jou koffie, die spoed waarteen jy ry. Dis basies die taal van ons heelal. Maar het jy al ooit gestop en gewonder, waar kom al hierdie verskillende soorte getalle vandaan? Wel, vandag gaan ons op presies daardie ontdekkingsreis. So, kom ons duik in die ongelooflike wêreld van die reële getalstelsel. Verbeel jou vir 'n oomblik 'n wêreld sonder sakrekenaars, sonder selfs papier. Hoe hy jy trek met hoeveel skape jy het of hoeveel daaroor is tot die volgende oes. Jy sien, die behoefte om te tel is een van die mees basiese menslike instinkte. En hierdie eenvoudige kerfstokke was een van die heel eerste stukke tegnologie wat ons uitgedink het om presies dit te doen. So hoe op aarde het ons gegaan van eenvoudige kerwe op 'n stuk been na die komplekse getalle wat ons vandag gebruik om alles van die aandelebeurs tot die verste sterrestelsels te meet? Dis die groot vraag, en ons gaan dit beantwoord deur die hele stelsel van die grond af op te bou, stap vir stap. Goed, hier is ons routekaart. Ons skop af met die basiese telgetalle, dan brei ons uit na die wêreld van negatiewe getalle, daarna vul ons die gapings met breuke, en dan ontmoet ons die ware verbelle van die wiskunde wêreld. En heel laastens sit ons alles bymekaar om die volledige prentjie te sien. Reg, kom ons spring weg. Ons begin by die absolute grondslag, daai getalle wat elke kind eers leer. Eerste op ons lys die natuurlike getalle. Dis regtig so eenvoudig soos dit klink. As jy sê 1 boek, 2 boeke, 3 boeke, wel, dit is natuurlike getalle. Hulle begin by 1 en hulle gaan aan vir ewig. Hulle is letterlik die fundament waarop alles wat volg gebou is. Maar wat gebeur as jy geen boeke het nie? Hoe tel jy niks? Hierdie vraag het gelei tot 'n konsep wat die wêreld vir altyd sou verander. Die idee van 0 was absoluut revolusionêr. Voeg net daai enkele getal 0 by die natuurlike getalle en jy kry die versameling telgetalle. Soveel so goed, maar die lewe is nie altyd net positief nie, né? Wat van skuld of van temperature wat onder vriespunt val? Ons het 'n manier nodig gehad om die konsep van minder as niks voor te stel. En dit bring ons by die volgende groot sprong. Maak plek vir die heelgetalle. Die maklikste manier om hieraan te dink is so. Vir elke positiewe getal is daar nou 'n perfekte speelbeeld aan die negatiewe kant. 'n positiewe 10 en 'n negatiewe 10. 'n 1000 en 'n minus 1000. En net so het ons wiskundige woordeskat om die wêreld te beskryf soveel ryker geword. En hierdie is nie net teorie nie, dis die regte lewe. 'n Temperatuur van minus 10 grade. 'n Skuld van R500 op jou rekening. Selfs seevlak wat ons as die nulpunt beskou. Jy sien, heelgetalle is oral om ons. Goed, ons getallelyn begin nou vorm aanneem. Ons het positiewe en negatiewe heelgetalle. Maar as jy fyn kyk, is daar nog reuse gapings. Wat van 'n halwe pizza of 'n kwart van 'n uur? Ons kort iets om al daai leespasies tussen die heelgetalle in te vul. En dis presies waar rasionale getalle inkom. Die formele definisie is baie belangrik. As jy 'n getal as 'n breek kan skryf, dan is dit rasionaal. En hier's 'n lekker feit. Die woord rasionaal kom nie van redelik nie, maar van die Latynse woord ratio, wat verhouding beteken. Dis bloot 'n verhouding tussen twee heelgetalle. En jy sal verbaas wees wat alles hieronder val. Alle heelgetalle is rasionaal. Sit hulle net bo oor 'n 1 en daar het jy 'n breek. Desimale wat stop, soos 0,4, is ook in. Maar hier is die regtig interessante deel. Desimale wat vir ewig aanhou, maar in 'n herhalende patroon, soos 0,333, is ook rasionaal. Reg, hier is jou super eenvoudige toets om te sien waarmee jy werk. Vra jouself net 2 vrae. Vraag 1, stop die desimaal ooit? En vraag 2, as dit nie stop nie, is daar 'n patroon wat vir ewig herhaal. As jy ja kan antwoord op enige van daai 2 vrae, het jy 'n rasionale getal. So eenvoudig soos dit. Goed, nou is dit jou beurt. Kyk 'n bietjie na hierdie getal. Gebruik ons 2 vrae toets. Is dit rasionaal of nie? Dink mooi daaroor. Die antwoord is, dis rasionaal. En hoekom? Want daardie 73 is 'n duidelike herhalende patroon wat vir ewig en altyd so sal aanhou. Hy slaag ons toets met vleiende vaandels. Maar hoe weet ons verseker dat 0,3333 eintlik 'n breek is? Wel, hier's die wiskundige touerkuns wat dit bewys. Stap 1, noem jou getal x. Stap 2, vermenigvuldig dit om daai herhalende deel te skuif. Stap 3, dis die slim deel, trek die een van die ander af en die hele herhalende stert kanselleer uit. En sien daar, jy los op vir x en jy sit met jou breek
1/3. So, rasionale getalle is ordelik. Hulle volg die reëls, hulle kan as netjiese breuke geskryf word. Maar wat van die getalle wat dit nie doen nie? Die rebelle? Die wat vir ewig aanhou sonder enige patroon hoegenaamd nie? Dit is tyd om die wilde kant van wiskunde te ontmoet. Welkom by die irrasionale getalle. Hulle kan nooit as 'n eenvoudige breuk geskryf word nie. Hulle desimale vorm is 'n eindelose, onvoorspelbare, amper chaotiese string syfers wat nooit ooit 'n patroon vorm nie. En is dit nie ironies nie? Van die beroemdste en belangrikste getalle in die heelal is irrasionaal. Dink aan pi, die siel van elke sirkel. Die vierkantswortel van 2, die heel eerste een wat die antieke Grieke se koppe laat duisel het. En selfs die goue snit, daai verhouding wat ons oral in kuns en die natuur sien. Almal van hulle is pragtig en wild irrasionaal. Goed, die oomblik van waarheid is hier. Ons het al die verskillende boustene versamel. Die telgetalle, die positiewe en negatiewe, die breuke en die rebelle. Kom ons kyk nou hoe hierdie hele magnifieke struktuur in mekaar pas. En hier is dit, die volledige prentjie. Kyk hoe dit werk, van die binnekant na buite. Die natuurlike getalle is 'n klein boksie binne in die telgetalle. Die is weer binne in die heelgetalle en die heelgetalle pas knus binne die reuse wêreld van rasionale getalle. En dan, langs hulle, heeltemal apart maar ewe belangrik, is die irrasionale getalle. Saam vorm hierdie twee groepe alles wat ons reëel noem. So die groot idee om saam te neem is dit. Enige getal waaraan jy kan dink, wat 'n plekkie op 'n getallelyn het, of dit nou 1 of 10 miljard is, 'n halwe of pi, is 'n reële getal. Dis 'n volledige, elegante stelsel wat alles dek. Maar is die sissel regtig volledig? Die bronne wat ons gebruik het, speel op iets anders, iets dieper. Hulle praat van nie-reële of imaginêre getalle. Ek bedoel, wat op aarde is die vierkantswortel van 'n negatiewe getal? Dit breek mos al die reëls. Wel, dit is 'n reis na 'n heel ander dimensie van wiskunde. En dit is 'n storie vir 'n ander dag.